Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 14 November 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Paul Prinsloo se begrafnis, SBB lid, wat plaasvind vanoggend om 10:00 vanuit die AP Kerk hier in Appington, die een daar reg oorkant Medikliniek. Ons gaan 'n lewendige uitsending maak vanaf hierdie kanaal vir almal om saam te sien en saam te kyk. En die skakel is daar, so julle kan gaan kyk, inskakel en dan die hele diens saam met ons beleef en saam met ons ervaar. Die herrie wat die afgelope tyd aan die gang is in Suid-Afrika rondom die rasse ding, grondonteiening sonder vergoeding, die verwydering van die panele wat opgesit is deur Solidariteit. Ons het hierdie week 'n paar keer oor daai selfde onderwerp gepraat, maar dit is vir my duidelik dat die stof nie vinnig gaan lê nie. Dis asof 'n wond oopgesteek is, 'n wond van opgekropte woede oor die afgelope 30 jaar wat nou oopgaan, sodat almal kan sê wat hulle wil sê en aan die groot klok hang wat hulle daaraan gehang wil hê. Nou ons weet die hele kwessie rondom plase en ons is bewus daarvan van die 44 groep wat gesê het daar is nie 'n volksmoord op Afrikaners in Suid-Afrika nie. So dit in die agterkop gehou en met die ding dat daar is geen rasse wetgewing wat teen die blanke misbruik word of uitgebuit word, sien dit soos jy wil. Dis wat die ANC beweer, dat alle burgers is gelyk in Suid-Afrika. Nou ons weet dis nie die geval nie. Maar ek vestig julle aandag op daardie berig in die Burger, waar 830 plase wat in die staat se besit is, staan leeg en word nie gebruik nie. Dit staan leeg en dit word nie gebruik nie. 830 plase. Waaroor gaan dit eintlik? En dan hierdie persoon sê dan ook daar, you would like to accelerate expropriation without compensation. Your government is sitting on 830 farms that you own, but that is empty and unproductive. Why are you going after white farmers? Allow me to tell you, racial revenge. South Africa is the most race-regulated country in the world. En dan kan ons nou kyk hier na Paul Mashatile wat sê, our people need land and we will provide them with land. Our people need land and we will provide them with land. Mashatile wat dit sê. Nou, hier is 'n ongemaklike vraag. Hulle het plase, dit is leeg. Dis klaar geplunder, dit wat weggedra kon word is weg. Waaroor gaan dit dan eintlik? As ons kyk, BEE, dan die onteiening sonder vergoeding van grond, dan is dit duidelik dat hier 'n direkte aanval is op die regte van die blanke in Suid-Afrika. Dit vind toenemend plaas. Want dit het ons in die res van Afrika gesien, wanneer hulle nie meer hulle bevolkings gelukkig kan hou nie, dan beloof hulle vir hulle grond, want dink hulle as hulle grond het, is hulle so ryk soos die boer van daardie plaas. En
Die geskiedenis wys ons dat alle mense nie in staat is om te boer nie. Nie eers alle Afrikaners is in staat om te boer nie. Maar 'n uitgeleese groepie het die kundigheid om te boer. Ek self is gek oor boerdery. Ek het in Angola geboer, ek het in die Cederberge geboer, ek het in Namibië probeer boer en ek het in die Kongo probeer boer. Met die klem op probeer, want die liefde is daar, maar as jy nie die finansiële vermoë het nie, kan jy nie boer nie. Om 'n plaas op te bou oor jare, vat jare, neem baie tyd op en dis nie net van vat, gee die grond vir iemand en nou is jy 'n suksesvolle boer nie. Want die beplanning om 'n plaas te laat werk is uiters belangrik om betyds jou kunsmis te bestel, jou chemikalieë te bestel, op die regte stadium jou grond te begin werk, jou saad moet bestel word, en jy kan nie vir jaar saad bestel en dat lê vir 2 jaar in jou stoor en dan wil jy dit plant nie, want dan is daai saad al met ongeveer 50% sal nie ontkiem nie. So daar is ook 'n rak leeftyd vir hierdie goed wat alles beplan moet word. Jy moet aan die aanvangs van die seisoen moet jy diesel bestel. Jy moet 'n idee hê en jy moet hierdie goed betaal. Daar is sekere goed wat in plek moet wees voordat jy reg kan boer. So dit is nie net vir vat nie. So wat is dan die motivering daar agter dat hulle so graag die grond wil hê en hoekom hulle die wet geskryf het dat dit eintlik op enige eiendom van toepassing is, ook 'n huis in die dorp, ook 'n voertuig. Maak nie saak wat nie. As hulle dit wil hê volgens daai wet, kan hulle dit vat. En dis waar ons dan nou staan met dit. Daar's 'n definitiewe aanslag, direkte aanslag, en soos ek nou die dag in my oggendprogram ook gesê het, 'n direkte aanslag op die blanke, die wit man in die wêreld, maar veral hier in Suid-Afrika, want die proses hier loop nou al vir 30, 31 jaar, loop hierdie proses nou al aan. En in daai tyd is almal oortuig van hulle onkundigheid en onvermoë om volhoubaar voedsel te produseer, om voedselsekuriteit te verskaf teenoor wie en wat dit kan doen. Ons het in Zimbabwe dit gesien, gaan kyk maar in die Kongos, gaan kyk in Zambië, die ou Noord-Rhodesië, Kenia, het dit oral so gebeur en dit gaan hier so gebeur. So dit help nie ons sê, ja, maar die regering kan nog dit en dit en dit nie. As die regering die enigste kundigheid in hierdie land uit die land uitdryf en van die gronde af wegvat, bly daar niks vir Suid-Afrika oor nie. En ons het nou gesien, daai maniere van solidariteit van the most race-regulated country, het iemand toe baie kundig die volgende videoetjie gemaak, en ek self weet nie wie dit is nie, maar wie dit ook al gemaak het, ek gee erkenning vir die feit dat hulle hierdie videoetjie gemaak het. Hey, Julius. Yes, Panyaza? I think they're not coming back for us. En daar staan dit, nie die most race-regulated country in the world nie, maar the most race-regulated country in the universe. En dit lyk elke dag meer en meer die geval te wees. Want alles begin nou rondom ras sorteer. Daar's 'n spanning aan die oplaai wat gaan oopbars een of ander tyd.
Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om later vanoggend om 10:00, dalk so 'n paar minute voor 10 reeds in te skakel en ek sal die skakel later beskikbaar maak vandag of gister. Ja, nee, nie vandag nie. Ek sal hom bekend maak op die verskillende groepe kan julle dan die skakel kry en dit uitsit na buite. Lekker dag, mooi loop, geseënde naweek.